Felicia, ek is baie bly jy is my gas op 'n maande mikrofoon vandag. Vertel my en ons luisteraars en nou ook ons kykers 'n bietjie meer oor jouself en jou gesin. Okay, ek is Felicia Snyman de Tooi. Ek sê altyd wanneer ek skole besoeke doen, dan sê ek, ja, ek weet ek het verskriklike lang van, maar dis eintlik nou my nooiens van en my getroude van. En dis hoekom dit so is. Ek het in Springs groot geword en my ouers bly nog steeds daar. Ek het ouers gesien. Wat ek baie goed oor die weg mee kom, ons is beste vriendinne en toe het ek in Pretoria gaan swat. Ek het reg gestudeer en ook daar 'n bietjie gewerk by die universiteit self vir 'n ruk en toe praktyk toe gegaan en eers as prokureur gewerk en later as dosent en toe trou ek en trek vir liefde al die pad van Erbyl-Park toe. Ek sê altyd dis alrede hoekom iemand van Erbyl-Park toe sal trek is agter die liefde aan. En ek het getrou met Jean Ray. En ons woon nou nog steeds hier in van Erbyl-Park en ons het 2 kinders. Adelie, sy word 12 hierdie jaar. So Adelie is my ek sê altyd sy is my liewe Jesus kind, want ek sê haar biologiese ma nie, maar sy is my kind wat Jesus vir my gegee het. En dan het ons vir Ziandrey, wat net laasweek 4 jaar oud geword het. En ek kan nie my honde uitlos nie, want in ons huis is ons honde ons kinders. So ons het nog 4 ander kinders, wat 3 Boston Terriers en 'n bokser is, want hulle woon ook in die huis. So almal weet, hulle is my kinders. So dis in 'n neutedop is dit maar wie ek is en wat ek doen. Wat ek doen nou is, ek probeer al die balle in die lug hou. Dis nie altyd moontlik met jou kinders by nie. So ek praktiseer nie meer soos by 'n firma nie. Ek is nou 'n mediator vir spesifiek familiereg en familiereg aangeleenthede en dan as ek nie dit doen nie, dan skryf ek en ek maak kinders en huishouding. Dis wat ek doen. Maak my kinders groot en ek hou my huishouding. Jy het nou genoem jy doen skoolbesoeke en jy sê jy skryf. Hou daai twee met mekaar verband. Vertel ons net van dit. Ja, ek het besef toe ek dit sê, gaan ek dit seker moet verduidelik, anders gaan mense dink wat of waar maak sy by skole. Ja, so ek skryf meestal romantiese fiksie, dis hoe ek begin het altans. Maar ek dink soos wat mense nou jou kinders het en jy elke liewe dag iets moet lees vir hulle, wat vir my baie belangrik is, maar joh, nou dan kan jy nie dieselfde boek oor en oor lees nie, het die gogga myself gebyt om die kinderboeke te probeer. En ek het toe nou verskeie kinderboeke nou al uit en een sal hulle sê jong tienerboek, daai ouderdom tussen 11 en 13. Maar my kinderboeke het ek toe nou ook op my dogter Adelie en ons een Boston Terrier Riley baseer. Wat eintlik lekker was want hulle was net daar om as inspirasie te kan gebruik. Sjoe, dit is soos jy sê, 'n klomp balle inderdaad om in die lug te hou en baie verskillende dinge. Jy weet om in die regte werk en kreatiewe skryfwerk en vir jong mense skryf. Jy het vlugtig van jou man Jean-Ray gepraat en ek wil sommer nou net vir ons luisteraars en kykers hier agtergrond gee. Dis ook hoe ek by jou uitgekom het, want baie keer vra mense vir my, maar hoe kry jy die gaste vir hierdie podcast? En my man Cornel en jou man was saam op skool en Cornel het so vir my gesê, dan sê hy altyd, kyk hoe oulik is dit wat hierdie gesin doen. Hulle het Tuesday theme nights en so het hy vir my begin wys julle posts op sosiale media op Facebook van wat julle doen en ek gaan nou al die drade bymekaar trek. So toe lees ek ook onlangs 'n artikel oor hoe belangrik familietradisies is en om daai gevoel van behoort by kinders te vestig. En toe dink ek, man, hierdie gaan 'n baie lekker episode wees om te doen daaroor en jy kan vir ons vertel van hierdie, ek dink nogal 'n baie besonderse tradisie wat julle as gesin begin het, maar ek gaan dat jy dit vir ons luisteraars vertel. Vertel ons 'n bietjie van julle Tuesday theme nights, die agtergrond, wat is dit en hoekom het julle dit gedoen? Ja, so die Tuesday theme night het ek kan sê het begin omdat ons 'n gesin was wat skielik by mekaar moes wees. Dis moes dan maar heeltemal anders as jy nou jou kind van kleins af geleidelik saam met jou en al jou goedjies doen. Maar ek het groot geword in 'n huis wat ek sal nie sê ons het baie tradisies gehad wat ek besef het nie, maar toe ek nou ouer word, besef ek maar daar is eintlik baie tradisies in my familie, veral wanneer dit kom by daai gesinstyd en die familietyd. En iets wat net by my opkom nou is soos op Sondag het ons altyd by soos een van my oumas gaan eet. En dit was net hoe dit was. Jy het kerk toe gegaan en dan jy by ouma hulle gaan eet.
En daai somesyn, soos wat mense ouer word as jy nou uit die huis uit gaan, dan begin jy dit mis. So Sondag was vir my die moeilikste dag as groot volwasse mens alleen, want dit was daai soos, maar jy's verstel om nou saam met mense te wees. En ons het ook altyd verskriklike groot ou Kersetes eintlik gedoen, wat dit is by my tannie se huis bymekaar gekom het en dit was net almal, my neefies, my niggies, my ooms en tannies en almal was net daar. En toe ek nou self as ma begin intree in 'n huis in, toe dink ek, maar ek wil graag hê eendag as my kinders groot is en hulle dalk kinders, dat daar hierdie tradisie is wat net ons in is. En ons is almal lief vir eet, so dit het self by eet uitgekom. En toe sê ek, miskien met ons, en toe sê ek dink ons moet een keer 'n week iets saam doen, net iets lekker, soos met 'n tema, of met interessante kos, of so. En ons het toe op Dinsdae besluit op die ou end, want ek en Jean was toe soos, Maandag is nooit 'n goeie dag vir enige iemand om nog te probeer iets doen nie. En die ander dae is gewoonlik gevul met aktiwiteite en alles, maar Dinsdag het so 'n lekker ding geword. En toe John gesê soos, okay, maar dit werk perfek, want dit is Tuesday theme night, en dan klink hy so lekker. Ja, en so het dit begin. So ons het, aanvanklik was net ons 3, en dan het ons elkeen 'n week gehad om 'n tema te kies. En ek het baie van dit in die begin op myself gevat om soos die temas te doen. En kyk, in die begin het ons groot gegaan en ons het opgedres. En dan soos wat tyd aangaan, dan besef jy, joh, jy het nou 'n perd opgesaal vir jouself. En ek moet sê, Adelie se temas was baie keer nogal uitdagend, want in die begin is dit maar soos unicorn of pink of dit, maar dan later dan begin hulle goeders uitdink en dan dink jy, hoe gaan ek hierdie maak werk en wat se kos doen en saam met dit. En ja, so het dit gegroei, so nou doen ons dit net elke tweede week, want op 'n stadium het ek net besef, ek sit geweldig druk op myself en is verstel om lekker te wees. En John help, soos as ek nie by dit uitkom nie, dan maak hy seker wie ook al se tema dit is, sê wat die tema is en dan gaan ons. So ons probeer om dit nie te mis nie. En nou dat sy Andrei bietjie groter is, van hy nou so 2 jaar oud is, het hy nou sy temas begin gee. In die begin was dit dinosourusse en superhelde en honde, maar nou begin dit ook oor baie keer dan sy soos, vanaand wil hy akkers doen, en dan sy soos, okay, hier gaan ons. Akkers of ankers? Ja, akkers. Uit 'n boom uitval, akkers. Oulik. Dis my so oulik, want dit bring eintlik soveel elemente bymekaar. Jy weet, dis gesinstyd wat sekerlik die belangrikste is, en dis net daai, dit dwinge mense om in 'n besige roetine net daai tyd te hê wat jy saam spandeer, maar ook die kreatiwiteit en dat die kinders betrokke is en half eienaarskap daarvan neem. So as jy nou so vinnig terugdink, jy het seker nou al so baie gedoen oor die jare, maar wat van die temas staan uit en wat het julle gedoen, en veral met die kinders wat kies. Ek dink dit gaan, as julle ook terugkyk oor die jare, regtig sien hoe groei julle saam met hulle tema. So vertel ons net so 'n bietjie van die goed wat julle al gedoen het. Ja. Ons het al verskriklik baie gedoen. Soos ek sê in die begin, was dit nou maar daai algemene goed wat jy doen. So ek het in die begin ek gegaan met kleure, want dan het ek geweet, okay, ek het 'n stel groen borde, ek gaan groen doen vanaand, maar kyk, hulle het vir jou uitgebal. Ek dink van die wat die meeste uitgestaan het seker vir my was, ons het Addams Family gedoen eendag. En ek en Adelie het swart pruike gedra, soos wanneer een van ons twee het swart hare nie, soos Wednesday en haar ma. En ons het al ons gesigte geverf, en ons het een keer ook soos amper soos 'n Halloween tema gehad. Dit het net vir my uitgestaan, want ek hou regtig niks van spinnekoppe nie. En Jean en Adelie was in beheer, en hulle het so hele net vol vals spinnekoppe gehad. Wat vir my, dit is eintlik meer vir my traumaties as wat dit op 'n positiewe manier uitgestaan het. Ek dink, ja, van die lekkerstes dink ek, toe Zianne klein was, het Adelie Cowboys en Crooks gekies. En ons was toe almal die soos bandiete gewees. Selfs arme ou babietjie het ook 'n ding aangehad, en ek en hy was nie tronk, en sy was die cowboy. Want ek dink, hoekom hierdie vir my uitstaan is, ek onthou die lekker lag, en die soos, en hoe ons baie keer vergeet ons om die regte klere aan te trek wat by die tema pas, maar ons maak dit werk. En die kos baie keer as die kinders sê, okay, dis hulle tema, maar hulle wil kos hê wat soos
heeltemal iets anders is, dan sê maar soos, okay, kom ons kleur dan net iets, want soos baie keer spring die res van die familie ook in, so daar was al tye wat soos my sussie byvoorbeeld na die kinders gekyk het en ons eers later die dag gaan aangekom het, en dan het sy gehelp met tema aand, en ek onthou daai aand wou Adelie The Little Mermaid gehad het, en dit my sussie die pasta groen gekleur, so 7 uur. Ja, ek dink dit was net, daar's eintlik nie 'n dag, 'n Dinsdag, dat as iemand daar is, dan raak dit nou al lekker, soos ouma en oupa, dan sê hulle, is dit nou vandag tema aand en wat moet ons bring? En selfs vriende nou al is soos, wanneer word ons nou bietjie vir die Dinsdag tema aand genooi? So dit het ook, so ek kan amper sê, soos 'n ripple effek gehad van die gesin, na die mense om ons, wat al voel hulle word nou deel van hierdie samesyn eintlik. Dit is nie net 'n gesinsding nie. Ja, want dis eintlik waaroor ek ook nou wil gesels. Jy het gesê wat vir jou uitgestaan het van daai een tema was die lag en die samesyn, en dis eintlik die dieper vlak, né? Dis elke week is dit pret, maar dit is eintlik iets wat soveel meer waarde gaan kry oor tyd. So as jy so terugkyk, watter nut het dit vir julle as gesin gehad? Kan jy in die kinders sien, jy weet, wat beteken dit vir hulle om hierdie deurlopende, standvastige iets te hê wat deel is van hulle lewe, net soos wat jou sondagetes by jou ouma vir jou gehad het? Ja. Ja, maar ek dink toe ek het begin het, was my bedoeling was dat ons as 'n gesin, al was dit net ons drietjies in die begin, so half iets het wat ons altyd, jy weet, net ons sinne is. En ek het nie besef noodwendig wat die waarde daarvan gaan wees soos wat dit aangegaan het nie. En ek dink met die kinders het hulle ook baie vinnig agtergekom, dis nie net 'n pret ding nie, want partykeer is dit nie maklik om dit te maak werk nie, en partykeer kan jy nie eens aan iets dink nie. Partykeer is dit nou een van hulle se beurt en dan kan hulle nie aan 'n tema dink nie. En om daai ding te doen van, okay, kan ek nou maar uitruil my tema, of hoe gaan ek nou hierdie maak werk? Ek dink dit het hulle ook so half geleer, maar jy kan nie net omskiep nie, want dis 'n instelling wat ons gemaak het, en meeste van die tyd, wanneer dit daai regtig moeilike dae is, wanneer jy weet die sport en die dit en die dat en die werk als inmeng, daai aande is dit gewoonlik die meeste waarde, want jy neem daai tyd om daar te sit en saam gou 'n tema te sit, en kyk, partykeer moet ons uit die kinders se kaste gaan uitdruk en 'n trokkie opsit en 'n dat en 'n dit, en ek dink die waarde vir hulle is dat dis daai ding van dit is ons sinne, en jy het 'n stem in die gesin ook. Ek sien dit met my jongste, dis vir hom verskriklik belangrik, en hy wil altyd weet, soos, maar wanneer is dit my beurt? En dit is nou moeilik om vir hom te verduidelik, dat jou beurt is nou eers oor 6 weke weer. So partykeer dan vra hy sy sussie, kan hy haar beurt vat vanaand? En dan ruil hulle, want hy voel, hy het 'n stem daarso, en al maak ons op wat se tema hy of sy voor 'n dag nou kom nie, ons maak dit werk. En ek dink dis wat vir hulle lekker is, ook om te weet, soos, maar ek is ook belangrik hierso, al is ek baie anders as wat almal gedink hierdie tema gaan wees. Ja. En julle het ook, soos jy genoem het daar aan die begin, het julle eie unieke gesinsopset, in dat jy het 'n dogter gekry wat al bietjie ouer was, soos jy sê, jy's nie haar biologiese ma nie, maar het jy gesê sy's jou Jesusdogter. Ja. Dis so mooi gestel, en ek dink om julle eie gesinstradisies en julle eie opset te skep, dra dit ook by tot dit, en ek dink dit is dalk iets waarmee van die luisteraars ook sal kan identifiseer wat in 'n soortgelyke situasie as jy is. Maar Felicia, buite hierdie wonderlike tradisie wat julle begin het, is daar nog lesse dalk oor ouerskap wat jy so langs die pad geleer het uit jou unieke perspektief wat jy met ons kan deel? Nee, kyk, ek dink ouerskap's elke dag 'n les. Daar's elke dag iets wat opspring, veral as jy 'n kleintjie het. My suster sê altyd 'n 3-jarige en 'n tiener is dieselfde. Dis 'n goeie beskrywing. Ja, sy sê die verskil is net 'n tiener het meer rasionele denke, maar hulle almal beleef dieselfde hoeveelheid emosie. Ek dink dis dit. So die lesse wat ek seker geleer het is, na ons die pad, ek moet sê, om 'n ma te wees van 'n kleintjie nou dat ek in die 30's is, dink ek, dis die perfekte tyd, want ek het verskriklik min geduld gehad toe ek jonger was.
Maar nou is ek net soos, is hierdie regtig die moeite werd om oor te beklei, dra die pantoffel skool toe, niemand gee om nie. En ek dink, dit was 'n les wat ek baie vinnig vir myself gesê het, soos, dat jy hoef hulle nie te beheer nie, hulle kan net wees, jy gee net riglyne, want ek wil nie my kinders ooit in 'n boks groot maak nie, ek wil hê ek sal hulle lei, maar hulle moet weet wie hulle is. Ek dink 'n belangrike les is om te leer by ander mense wat jy vertrou. So, om bereid te wees om te vra en te gaan soos ek weet regtig nie wat om te doen nie en ek vertrou jou oordeel. So wat het jy gedoen? Miskien gaan ek nie werk vir jou gesin nie, want elke gesin is regtig uniek en elke kind is uniek. En dan ek dink vir my is dit om te weet dis okay. Dis okay as jy verskriklik kwaad word. Dis okay as jy vandag gil. Dis okay as jy begin uitbars in trane, want ek glo dit leer my kinders, dis okay om emosies te voel. Want baie keer dink ek, ons gee so voor, jy weet, soos veral ma's, ons gee voor, ons het alles onder beheer, maar eintlik hier binne gaan dit nie goed nie. En dan begin hulle ook voel, hulle moet voorgee, alles is okay, en dit gaan eintlik nie goed nie. So ek sê altyd vir hulle, dis okay om jou emosies te laat oorloop, maar jy moet dan die gevolge kan dra en jy moet jou self weer terugtrek na jou kern toe. En my laaste ene is kommunikeer. Kommunikeer is die beste ding met ouerskap, is om vir hulle te sê wat gebeur, wat gaan nie gebeur nie, hoekom dit so gebeur. Want selfs met Ziandra toe hy baie klein was, het ons vir hom verduidelik, al het mense gesê, ja, maar hulle is nog te klein om te verstaan. Dan dink ek, maar hulle is nie, hulle het nie begrip noodwendig nie, maar dit gaan in. En soos wat hulle ouer word, om vir hulle te kan sê, soos, dis hoekom ek voel nee, of dis hoekom ek voel ja, of, jy weet, want ek dink, ek het nie groot geword in 'n huis, waar iemand net vir my gesê het, dis die wet, en nou gaan jy dit doen nie. My ma het altyd gesê, soos, dis hoekom ek dit sê. En ek het geleer, baie keer as jy teen dit gaan, sy was reg. Ek sit hier vir diegene wat luister en ek skud my kop vir soveel van die goed wat jy sê, veral van die emosies. Ek het so 'n mooi stuk ook gelees vroeër wat gesê het, 'n kind moet eers leer om hulle emosies te identifiseer en dan kan hulle dit leer beheer. Maar as hulle dit heeltyd moet onderdruk, dan gaan jy nie kan sê ek is nou teleurgesteld of woedend of gefrustreerd nie. En eers as jy dit erken en daarmee sit en bietjie daarmee deel, kan jy leer om daai regulering te doen, soos 'n skip in kalm waters, dat ja, dis okay om die emosies te hê, maar ek moet leer om dit te beheer, en jy spreek so mooi tot dit. Nou wil ek nou aansluit by wat jy van jou ma gesê het. Ek vra ook vir my gaste so ten slotte, jy het nou so 'n bietjie genoem, maar daar kan jy uitbrei oor dit of iets anders sê. Felicia, wat het jy by jou ma geleer? Wat het ek nie by my ma geleer nie? Ek dink dit is 'n korter lys. Ek is bederf deur 'n baie goeie ma te gehad het, baie kwaai ma, maar 'n goeie ma. En sy was nooit onredelik kwaai nie. Ek dink dis hoekom, soos ek baie keer dan, as ek begin met my kinders praat en dan sê ek soos, nee, dan sê ek soos, klink soos my ma. Maar dis vir my 'n goeie ding. Dis nie een van daai gevalle waar jy gaan soos, oepsie. Ek het regtig baie by my ma geleer, maar goeie wat vir my uitstaan, as ek nou dadelik moet dink, is my ma het my geleer dat 'n ouer ook kan jammer sê. En dat jy baie keer verkeerd is, dat jy baie keer geraas het voor jy die feite gehad het, of net wat jy's regtig oorlaai. En ek was baie klein dat my ma vir ons baie keer gesê jammer. En in die begin as ek so, mamma hoef nie jammer te sê nie, jy weet, want dis mamma, sy hoef mos nie jammer te sê nie, maar sy het my geleer dat selfs 'n ouer kan jammer sê, en selfs 'n ouer kan verkeerd wees, en dan moet jy kan jammer sê, want dis eintlik hoe ons kinders leer, om dan later te kan verantwoordelikheid vat vir goed wat hulle dalk gedoen het. My ma het my ook geleer, van ouerskap, dink ek, dat jy hoef nie populêr te wees vir jou kinders nie. Dis nie, it's not a popularity contest. En dis okay om baie keer die bad guy te wees, dis nie lekker nie. En toe ek groter was, en soos hy baie keer van ons gesê het, soos, ja, maar julle weet jy dit voel om altyd die bad guy te wees nie. En nou as 'n ma, nou is ek soos,
ek weet nou hoe dit voel, maar dis okay, want ek is nie my kind se buddy nie, ek is my kind se beskermer en se voorbeeld. En dan het sy my geleer dat groot mense 'n agent van die Here is. En dat jou gedrag eintlik dit is wat 'n kind sien en wat 'n kind beleef later van God. En ek weet baie keer is daai vergelyking wat hulle sê hoe die tipe pa wat jy het is hoe jy ook gaan jou verhouding met die Here gaan wees. En ek dink dit is wat my ma en pa reg gedoen het as ouers is hulle het baie goed gekommunikeer. En hulle was altyd op dieselfde bladsy. En nooit voor ons het my pa of my ma gesê ja, maar jy was nou te kwaai of dit of dat nie. Miskien na die tyd agteraf, maar daar in daai oomblik was hulle eenheid. En dis belangrik met ouerskap, of jy dit nou alleen doen of saam met iemand is om daai ding te sê van okay, maar ek het 'n eenheid nou hier en my kind voel dan veilig. Ja, dis nou baie gesê, maar ek kan nog baie sê van haar. Dit is 'n pragtige rits dinge wat jy so noem en dan val dit my ook op, ek dink die dinge wat 'n mens vorentoe neem, wat jy geleer het by jou eie ouers en daai lesse wat jy saamdra en dan ook met jou eie nuwe gesin en om julle eie dinge daarbey by te voeg. En so dankie dat jy dit gedeel het en julle baie spesiale tradisie. Ek dink dit gaan baie mense aan die dink sit en dalk laat dink om hulle eie iets te vestig, want op partykeer, soos jy nou sê, as 'n kind dink mense dit gebeur net. O, hierdie dinge, tradisies, dit is maar net hoe dit is, maar dan as jy nou in die skoene staan van ma wees, dan besef jy soms is tradisies iets wat bietjie dinkwerk verg en wat 'n mens moet gaan consciously gaan instel, maar ek dink veral as jy nou kyk oor tyd, dit raak so die moeite werd en dit gaan vir jou kinders dink ek so kosbare herinnering wees en al die foto's wat jy neem en om dit te dokumenteer. So dankie dat jy dit gedeel het met ons by 'n ma en 'n mikrofoon, Felicia. Is daar nog enige iets wat jy wil deel? Ja, ek dink dit is omtrent alles. Baie dankie. Dankie.